was dit in die bovertrek, waar die disippels dan gewag het vir hierdie 10 dae, nadat Jesus opgevaar het, en die Here sê, julle gaan nie weg nie, bly, wag, en hulle wag vir 10 dae, en dan sê die Bybel, hulle was eendragtig by mekaar, nee. Hulle moes 'n groot en hulle het nie regtig geweet wat gaan gebeur nie. Hulle het geweet iets gaan gebeur, iets belangriks en iets groot gaan gebeur. Ja, en dit het gebeur. En ja, die koninkryk van God leer 'n mens wag en geduld, en dit leer vir 'n mens volharding. Jy sien, want die haastiges onder ons, dit moet vandag gebeur. Nie vandag gebeur nie, dan gaan ek maar so op 'n sideline en ek disappear nou maar net, nee. Maar die koninkryk van God moet ons kan wag en daai uithou vermoë, en dan kom dit. En dit gebeur. En dis die heerlikheid van kind van die Here, dat ons kan bly hoop, kan bly verwag, en God is die waarmaker. Want die dooping in die Heilige Gees was nie 'n mens nie. Daar's nie 'n mens betrokke nie. Dis God homself wat die Heilige Gees stuur. Jesus sê hy is die doper met die Heilige Gees. En ja, gisterand het ons nou gepraat oor wat presies daar gebeur het. Tonge van vuur het neergedaal, hulle het dit gesien, neergedaal. En ek dink dit moes buitekant ook sigbaar gewees het. En ek dink die ouens het buite gedink daar's 'n brand. En so hulle het gehardloop, en toe hoor hulle ook die rukwind. En toe kom hierdie groot skare wat saamdrom, en die eerste groot oes kom in. 3000 mense kom tot bekering deur die werking van die Heilige Gees. So dit is iets wat ons dan moet besef. Ek het gisterand ook gesê, die Heilige Gees se werking is baie misterieus. Ons kan dit nie regtig verklaar altyd nie. Baie keer werk die Heilige Gees baie stil, baie rustig. Dit kan wees dat hy baie keer werk en laat dit redelik, wat is die woord, chaoties amper half is. Op Pinksterdag was dit chaos. Ek meen, hulle praat in tale, en dis vuur, en ja, dit is en dan kom 3000 tot bekering, maar die Bybel sê 'n klomp spot. Hulle sê nee, hierdie mense is dronk, nee. So 'n mens gaan maar altyd in die koninkryk van die Here gaan daar mense wees wat dit verstaan, ter harte neem, en dan gaan dit die spotters wees. Maar vir ons is dit om ernstig te wees, en vir my is Pinkstertyd, daai tyd om regtig opnuut oorgawe te maak en erns te meen in ons menslikheid, in ons swakheid. Niemand van ons het gearriveer nie, maar ons probeer en ons groei, maar elke dag het sy dinge. Maar dis hoekom ons die Heilige Gees het. Hy is die helper, hy is die een wat langs ons staan, by ons staan en ons help. En ons besef dit nie regtig altyd, werklik nie. Baie keer dan probeer ek nou my daarop instel, en veral baie keer wanneer 'n ou klomp goed het om te doen, dan dink ek, hoe gaan ek alles inpas en goed, en dan begin die dag loop, en dan besef ek net, maar hoe is die Heilige Gees en die Here regtig betrokke, en hy werk vir 'n ou dingetjies uit, en dan kom daar ook probleme en allerlei goed, maar die Here is getrou, en die Heilige Gees is getrou. Jy weet, daar's so 'n wye spektrum, wanneer ons praat oor die Heilige Gees. Daar's ook die tale spreek, waar ons gisterand gesê het,
oor baie kerkgrense is daar mense wat in tale praat, en daar's mense wat nog nie in tale gepraat het nie, maar gisterand het ons ook gekyk, dat in Johannes sê die Here, die Heilige Gees, die trooster wat hy gaan stuur, gaan by ons wees en in ons. En vir my is dit die kern, om te weet, as kind van die Here, die Heilige Gees is by jou, hy is ook in jou, en vir my is dan, om in die tale te praat, daai oorloop, en jy spreek verborgenhede met God, en saam met dit kom daar ook gawes. So, daar's geweldig baie, maar die groot, die belangrikheid vir my, is dat ons in Pinkstertyd net moet besef, ons moet meer oop wees vir die Heilige Gees, ons moet meer attent wees, hoe hy eintlik vir ons baie keer help, en ons moet eintlik nog meer vir die Heilige Gees kans gee, om vir ons te help, want baie keer gaan nou maar net aan, en die Heilige Gees is by jou, en hy wil eintlik vir jou sê, maar doen dit so, en doen dit so, en wees rustig, en baie van daai, nee. So ons moet regtig vir die Heilige Gees daai ereplek in ons lewe gee, en meer om hom vertrou. Nou ek gaan vanaand eintlik net so een versie met ons deel, en dit is in 1 Tessalonisense 5. Kom ek lees vanaf vers 16. Die Bybel sê, wees altyd deur bly. Nou ja, dit is een van daai baie goeie eienskappe wat ons kan doen in Christendom, en dit bring vir ons myle ver. As jy hoe sukkel in die lewe en swaar kry, moenie jou blydskap verloor nie. Wees bly en prys die Here. Hy sê dan, vers 17, bid sonder ophou. Dan sê hy 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dan vers 19, blus die Gees nie uit nie, en verag die profeseë nie, beproef alle dinge, behou die goeie. Nou, die vers is vers 19, wat ek regtig voel, wat die Here wil hê, wat ek vanaand net hier in ons midde moet laat, en dit is, blus die Gees nie uit nie. Met ander woorde, stel jy oop vir die Heilige Gees, inteendeel, maak jou gees so oop, dat die wind van die Heilige Gees kan waai. Dit praat eintlik van 'n vuur. Jy kan 'n vuur of uitblus, of jy kan die deur en die vensters oopmaak, en dan brand hy hoër. En hoe meer ons onsself oopmaak vir die Heilige Gees, kan hy in ons lewe blaas en vloei, en kan die warmte in die lewe van Christus aangewakker word. En dis regtig wat ek voel, wat die Here vir ons wil sê. Ons moet meer as ooit oopmaak. En dan kom die gedagte ook, maar wat is die werk van die Heilige Gees? Daar's baie werk en funksies van die Heilige Gees, maar een daarvan is om ons hart sag te maak. Dis die Heilige Gees wat ons hart sag maak. En hy kan die hardste hart kan hy sag maak. En ons as mens, in ons daaglikse wandel en geskarrel, kan ou maar weer afgestomp raak, en jy kan maar weer hierdie hardheid kan maar weer wil inkry. En as ons hierdie ereplek vir die Heilige Gees gee, dan bly jou hart sag en sensitief. Dit is wat daarmee saamgaan. Ons moet 'n sagte hart hê, 'n sensitiewe hart, om te hoor wat die Here sê, en hy praat. Hy praat, en dis baie keer 'n fyn stil stemmetjie, sagte stemmetjie, waarmee die Here praat. En ons moet luister, en agslaan, en hoe meer mense luister, hoe meer raak jy geskool om later te weet,
Maar dis nou die Here wat praat, jy weet, en wat hy op jou hart druk, en wat hy vir ons wil sê. So, ek voel regtig, en ons gaan verbaas wees. Ons gaan nuwe seisoen, nuwe fase, binne van God se kerk, van sy koninkryk. Hy bring mense in, maar daarmee saam ook, wil hy ons toerus deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil ons toerus, hy wil ons gebruik, en dan ook net hierdie gedagte daarmee saam, hoe kan mens meer van die Heilige Gees verkry? Hoe kan jy dan regtig kom ook by 'n punt en 'n plek waar jy dan ook in tale sal spreek? Ek glo elke mens moet aanhou bid vir dit. Dit's nie dat jy moet nie, maar ek glo die Bybel wil ons aanmoedig. En vir my is daar 3 dinge wat baie belangrik is. Die een is gebed, want hy sê bid altyd deur. Die mense op die bovertrek waar hulle gebid het, die 120, hulle het gebid vir hierdie 10 dae. So hulle het gebid, maar hulle het ook gewag. So ons moet bid, ons moet wag, en ek glo hulle het ook maar stil geword, bid, gewag, en dan glo. Want die Here het gesê, julle moet gaan wag, so hulle is gehoorsaam, en hulle gaan wag, nou glo iets gaan gebeur, al weet hulle nie regtig nie. En wanneer 'n mens dan hierdie verwagting het van die Heilige Gees, dan moet jy glo iets gaan gebeur. So jy gaan bid, jy wag, en jy glo, en dan gaan dit gebeur. So, dis nie so moeilik nie, maar vir ons as mens, weer een, ons is so geneig om haastig te wees, jy weet, en nie net stil te word, maar ook met 'n verwagting. So, bid, word rustig, glo, en met 'n groot verwagting. En die Here gaan nie disappoint nie. Hy het sy tyd, hy het sy manier, en hy gaan ons volmaak, maar vir 'n groter doel. Dis altyd, die groter doel is om Jesus te verheerlik. Die Bybel sê die Heilige Gees sal Jesus verheerlik, en dan is dit om die evangelie uit te dra, die koninkryk uit te dra. Dit is hoekom ons die Heilige Gees nodig het. En as ons dit kan doen, weer eens, ons hoef nie 100 te wees nie, ons kan 10 of 20 wees, maar as hierdie kern klompie van ons regtig dit kan vat, en op die Here kan wag, die Here vertrou, bly bid, en oopstel dat die vlam van die Heilige Gees kan brand in ons lewe, en dat die wind van die Heilige Gees oor ons kan waai, deur ons kan waai. Amen. 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 Vir vanaand. Amen. Nou ja, dit is lekker om so 'n bietjie die bydraes ook te kry. Gisterand gesê, die vroeëre kerk het so kerk gehou. Hulle het maar saamgekom, en Paulus sê ook, die een het dit, die een het 'n woord uit die Bybel, die een wil bid, die een het 'n psalm. Hy het nogal baie goed. Hy sê die een het 'n psalm en die een het 'n lied. Nou ja, wat van die ouens kom. Nou, also ek 'n lied het, ek sal nie sing nie, want ek is te vals, jy weet nou. So die ouens wat kan sing, dis 'n challenge, jy weet, Erik, as jy 'n lied het, dan moet jy kom, en sonder musiek moet jy kan sê, dis die lied wat ek het, en sing jou vers of 2. Maar dis hoe hulle regtig gedoen het. So die een het gesê, okay, ek het 'n lied, die ander een het 'n psalm, die een het 'n skrif uit die woord, die een het 'n profesie, die een het taal, die een het gebed, die ander een het lering. En so het hulle saamgehou, en dan is almal gestig, want dis die doel. Jy moet gestig, getroos en bemoedig en opgebou wees. En vir my is dit altyd die doel. Hoekom ons kerk toe kom, dis lekker, maar wanneer 'n ou huis toe gaan, dan moet jy voel, man, deur alles, die sang en die gebed en die prediking en alles, jy is weer versterk en innerlik opgebou. So ons gaan, ja, dit kan regtig 'n blessing wees, en
Ja, mens beroof baie keer mense deurdat baie keer kan jy net bid en dit gaan vir iemand iets sê, of jy kan na iemand toe gaan en vir hom bid, of net iets wat jy kry om met iemand te deel of wat ook al. En dis hoe God werk, want ek meen ons is sy stem. En as ons nie praat nie, dan kan God nie praat nie, en ons is sy hande en ons is sy voete, sy mense waardeur hy werk, jy weet. Ja, dit word 'n leefwyse en kom ons stel ons in vir dit. En elkeen het ander gawes en talente. Ou Letitia kan mooi voordra. Ja, dit is net eenvoudig. As ek nou gaan voordra, sal nie naaste by so wees soos jy nie. Sy stil, maar sy kan mooi voordra. En dan skryf sy ook. Ja, ander het skryftalent, jy weet, en wat die Here vir jou gee. En ou moet dit baie keer, al bring ons dit na die bidhuur toe. En daar was 'n ander tannie in Noupoort in die gemeente, ou tannie Kemp. En sy het in die aand wakker geword. Dan skryf sy gedigte. Maar die mooiste gedigte, het 'n hele dik boek geskryf, en dan bring sy baie keer vir my die boek, en dan lees ek hierdie gedigte, maar die mooiste woorde en boodskappe, en 'n mens gaan dit nie sommer net kan doen nie. Dit is 'n inspirasie wat jy kry, is 'n gawe en is 'n talent, en ja, so moet ons elkeen maar met ons dinge woeker waarmee wat die Here vir ons gee. Amen. Ja, dis nog, dankie vir daai getuienis, Frik. Jy weet, ja, dis lekker om 'n kind van die Here te wees. Dis voorreg, is genade, maar ook 'n verantwoordelikheid. En die Heilige Gees sal baie keer vir jou sê, maar hoorie, jy het iets teenoor iemand, en dan sal hy vir jou sê, maar spreek daai persoon vry, vra vir die Here vergifnis, en al het daai persoon iets aan jou gedoen, om dan te sê, Here, ek spreek hom vry, en vergewe ons, en reinig ons. Weet, en daai goedjies is dinge wat terughou en keer, en dan wil hy dit maar altyd wegstoot een kant toe, en die Here wil hê, ons moet maar met dit deel, en verhoudinge moet reg en skoon wees. Die Here sê 70 maal 70, dis baie, en ja, baie mense kan 'n ou makliker misverstaan en kwaad maak, maar as kind van die Here moet ou vergewe, en dis eintlik, as jy die vergifnis van Jesus ervaar het, dan behoort dit nie so moeilik te wees nie, want jy weet, jy's vergewe, jy kom in 'n ander leefwyse, en ek vergewe, ja, ou voel baie keer op daai oomblik, ja, maar dis nie lekker nie, maar daar bly net een ding oor, en dis vergewe, dis die pad, en dan, ja, dan is jy vry. Jy dink jy doen iets aan daai ou om hom nie te vergewe nie, maar jy's die ou wat suffer, en die oomblik wat jy vryspreek, is jy die ou wat loskom. Ja, prys die Here. Nee, Jesus, ek wil sê vanaand, dit was my heerlik, ek glo elkeen het iets ontvang, en nou ek gaan vir ons nog so 'n tydjie gee, vir 2 of 3 mense, 4 mense, kom ons maak dit dalk korterig, as dit moontlik is, en dan bid ons, en dan gaan ons huis toe, en ek kon nie vandag eintlik verstaan, want ek wil 'n groot boodskap bring, en dit kom nie, nou verstaan ek wat die Here eintlik wil doen. Hy wil ons almal weer intrek en betrek, jy weet, so, vir my is dit ook so 'n bietjie van 'n kopskuif, maar is lekker, om te voel, almal neem deel, en neem in, en op die ou end, kan ons almal mekaar versterk, deur dit en dat, en nou ja, kom ons gee kans vir 'n paar gebede, en dan gaan ons afsluit en huis toe.